Voel hoe die lig binne opkom. Laat die energie weer wakker word. Maak jou hart oop. Laat het skyn. Daar's 'n vuur wat stadig wakker word. In elke hart wat nog probeer. Goeiedag geliefdes, baie welkom by hierdie nuwe week van daaglikse oordenkings. Verlede week het ons gekyk na 1 Petrus 2 vers 11. Geliefdes, in hierdie wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan die sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Die groot ding wat Petrus hier sê, in hierdie wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Verlede week het ons daaroor gesels oor hoe om dan 'n goeie bywoner te wees. En hierdie week wil ek saam met jou gesels oor hoe om dan 'n goeie vreemdeling te wees. En ons begin op hierdie maandag met Efesiërs 2 vers 1 tot 6. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld, en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is, deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Ons ken ons almal maar daardie ou sêding wat sê, when you're in Rome, you do as the Romans do. En ek wil net vanmôre op grond van hierdie teks sê nee. Daar is nie 'n manier nie. Daar is nie 'n manier wat ons aanpas en word net soos die wêreld nie. Dit is waaroor hierdie teks ook gaan. Hy sê, ons het 'n vorige lewenswyse gehad, wat daardeur gekenmerk is, dat dit soos die wêreld was. Want dit was teen God en dit was sonder God. Hy sê, in daardie vorige lewe, waar ons gedoen het as the Romans do, is ons ook maar net beheer deur die onsigbare magte, die bose gees wat nou aan die werk is, in die mense wat nie aan God behoort nie. So nee, ons pas nie by die wêreld aan nie. Ons sal altyd vreemd wees in die wêreld. Want ons is in ons wese anders. Ons is in ons wortels anders. En om 'n goeie vreemdeling in hierdie wêreld te wees, moet jy daagliks baie bewus wees van jou ware wortels. Jou ware wortels is nie jou eie werk nie. Jou ware wortels is nie dit wat die identiteit wat die wêreld aan jou toeken nie. Of selfs baie keer die identiteit waarvoor jy so hard werk om in die wêreld te hê nie. Ons ware wortels is dat ons barmhartigheid van God ontvang het. In Christus se dood gegaan het. En opgewek is, hoe sê die teks, uit genade is julle gered. En daarom is ons saam met Christus Jesus opgewek uit die dood. En ons het 'n plek in die hemel. Dit is ons wortels. In vers 10 van hierdie gedeelte wat ons gelees het, skryf Paulus, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Hoor mooi. In hierdie wêreld, as jy 'n goeie vreemdeling wil wees, sal jy besig wees met die goeie dade waarvoor God jou bestem het. Nie om te wees soos die wêreld nie. Nie om in die wêreld in te skakel met jou dade en met jou ingesteld en met jou lewenstyl nie. Ons leefstyl is getrou aan ons wortels. Ja, dat ons 'n vorige lewe het, maar daai lewe is dood. En ons lewe as nuwe mense deur die genade van Christus Jesus. En daardie is 'n lewenstyl van goeie dade waarvoor God ons bestem het. Mag jy werklik vreemd wees in hierdie wêreld. Shalom. Elke vrees begin nou wegraak. Elke twyfel
verstaan, ons beweeg vorentoe. Hand in hand deur elke seer, hou vas aan